Jy ken haar as Lisa met die rooi hare op sosiale media en YouTube, maar sy is soveel meer as dit. Sy is getroud, sy is lief vir mense, sy het 'n droë sin vir humor. En ja, maar natuurlik haar klere is rooi. Ja. Dames en here, Lisa. Hallo. Jy is letterlik een van die heel sweetste mense wat bestaan, weet jy dit? Dis so lekker om jou te chat. Carla, jy weet ek's getroud, hou met my flirt. Stop it! Ek joke hou aan. Dis hoekom sy terug is. Dit is Ja, hoekom sy terug is ek jou eerste tweede recurring guest? Ja, jy is my heel eerste recurring guest. Ek voel geëerd, baie dankie. Dankie dat jy hier is. Dankie. Dis my eer. Ek moet regtig hierdie ouetjie stil hou. So Lisa, ons gaan vanaand begin met speed questions, net om 'n bietjie die vibe te kry. Yes. Okay, en sodra ons aan die gang is, gaan ons nou in die diep goed in. Okay, let's go Ons girls. gaan 'n bietjie huwelik praat. Okay. Jong lewe, persoonlike Ag, so lewe. bly jy nog jong lewe. Jong lewe. Sy's bloedjonk, né? Jy's bloedjonger. Anyway, so speed questions. Go. Wat is die laaste ding wat jou laat lag het? Ooh. Vanaf ons het jy net toe ek hier ingestap het. Oh, Ja. dankie. Vir ons begin rol het. Ek hoop regtig nie jy gaan nou weer my naam sê nie, maar wat is die laaste ding wat jou laat huil het? Oh. Ek weet nie wat ek hierdie moet sê op kamera nie. Kom ons sê so, Love Island se final, die UK. Ek het Love Island UK gevolg en die final was nou onlangs en toe het ek gehuil want my favourites het gewen. Oh, dis cute. Ja. Dit was trane van vreugde. Ja. Okay, so nog Soek vreugde. jy trane van sadness, want dit was Ja. laasweek donderdag aan. Wat het gebeur? Drama. Drama. Ja, cut the cameras. Hierdie kan nie op. Wat is die domste ding wat jy onlangs op sosiale media gesien het? My nuutste obsession is daai AI ASMR goed. So dis basically soos weet jy nie wat dit is nie. En ek love ASMR. Dit is hulle sny deur goed, maar dan is dit soos glas wat lemoen of soos O 'n glas aardbol En dan is dit soos sny hulle deur dit. Of hulle smeer soos die aardbol op 'n stukkie toast. Of jy swem in 'n see wat gemaak is van slime. Dit klink so Weird. weird. Maar ek het ook 'n tannie wat true crime in my oor fluister in die aand. Ooh. Dit is so Ooh. 'n bietjie weird. Okay. Want sy fluister dit sodat ek rustig kan gaan slaap en hoor wie nou die moord gepleeg Dis het. oulik. Dis lekker, né? So hierdie is glad nie meer speed questions nie. Wie maak meer kos, jy of jou man? My man. Kort en kragtig. Wie het 'n beter algemene kennis, jy of jou man? Ek. Jy. Ek. Wie is meer sosiaal, jy of jou man? My man. Jou man. man. Jou man. Ja. So vir konteks, haar man is Rudolf van die kerk. Ja. Hier is sy foto. So jy sê uit die nommer ook. 940. Wat was die vibe op jou en jou man se troue? Honestly, vir my was dit moet net lekker wees en almal moet dit geniet, want op daai stadium voor ons getroud was ek by soos 3 troues daai jaar. Toe dink ek by myself, ek weet hoe voel dit om 'n boring gas, soos om by 'n boring troue te wees Want as 'n gas. die ding is 'n boarding troue is regtig boring. En ek wil dit vir die gaste ook lekker maak. So ons het goed gehad soos temporary tattoos wat hulle kon opsit by die canapés. Daar in plaas van 'n gasteboek het ons 'n foon gehad wat jy moet voice notes op moes rekord. Ek het seker gemaak die drankpryslys is cheap. Dis vrek oulik. Ja. Yes. En ja, ons het byvoorbeeld ons first dance met glow sticks moes die hele soos troue moes saam met ons dans want ons is nie groot vasdansers nie en ek weet nie, ons het net 'n klomp goed gedoen wat dit moes vir die ander mense ook enjoyable En dit was wees. inclusive. Ja, dit was net baie lekker. Wat is die worst experience wat jy al by 'n troue gehad het? My een vriendin het getrou en toe hulle ete was eend, die kos was eend. En op daai stadium het ek eentjies gehad wat soos my babas was wat soos by my geslend slaap het. So toe ek soos ek kan fisies nie hierdie eet nie. Nee. En toe het ek nie geëet by die troue nie en dis die grootste fout. So wat is een van die waardevolste lesse? Ons praat nou 'n bietjie oor huwelik en jou man, julle is jong getroud. Wat is een van die waardevolste lesse wat jy al by jou man geleer het? Hy's baie chilled en net soos easy going. Want hy soos it's not that deep. Lewe is nie so ernstig nie. Al net awesome. Alles gaan okay wees. Want ek's baie soos en hy het my al geleer om net te relax. Hou jy op die aarde? Ja, baie plat op die aarde. Maar hy is daar om my as ek tens is, soos hy weet net presies hoe my te handle en hoe my te laat chill en soos hoe my te troos en al daai dinge. So ja, Nee, ek nee. dink dis nice. Dis Ja. flip van oulik. Stop, hy sal wat verbeel dat ons so goed praat oor hom. Ons sal nie vir my link stuur nie, moenie my nie.
Wat is vir jou belangrik in 'n verhouding en in 'n vriendskap? Loyaliteit. Ek dink dis my belangrik. In 'n verhouding soos ek was nog nooit op gecheat nie, maar dit is nog altyd vir my baie belangrik om loyaal te bly. En in vriendskappe ook. Ek het vriendskappe wat al 12 plus jaar aan die gang is, want ons is so loyaal aan mekaar en soos veg vir mekaar. Like as ons beklei is en ons dit wil uitsort want ons wil die vriendskap behou. Ek weet nie. Dis net lekker. Wat wil jy hê moet mense oor 50 jaar van nou af van jou onthou? Hoe is ek dan om 70? My sin vir humor, net my persoonlikheid. Like how you make them feel. Ja. As jy die perfekte dag moet beskryf, right? Ek praat nou nie net van wat jy moet eet, som wie jy is nie, maar soos, hoe voel jy? Waar is jy? Wat doen jy? Van begin tot einde. Lyk jou perfekte dag en dan gaan nou by jou hoor hoe jou nou lyk. Maar die nommer 1 ding wat ek agtergekom het, is alle mense sê drie goed is ingesluit in hulle antwoord. Hulle is saam met iemand vir wie hulle lief is. Hulle is nie in die stad nie en ons lekker kos betrokke. Dis die enigste golden thread in almal se antwoord gewees. En daar was 'n hele paar mense wat geantwoord. Dit was op lig. Ja. En ek wil vandag by jou weet. Emosies, kos, mense, als in ag geneem. Hoe lyk die perfekte dag vir jou? Die perfekte dag is ek word eers wakker probably na 9. Blyes. Okay. En dan moet ek nie soos rondgerol het tot 9uur toe nie. Ek moes soos vasslaap en dan 9uur wakker word want ek droom altyd. Hierdie gaan 'n lang Go for it. Jou perfekte dag. 'n Dag is 24 uur lank. So vir my is my dag begin altyd bad want net voor ek wakker word droom ek altyd die weirdste goed. Is dit 'n gereelde ding? Elke dag, soos altyd. En dan word ek knorrig wakker want ek soos ek het weird gedroom en dan het my hond my begin wakker knor en blaf en sta. So perfekte dag, my hond is nie daar nie. Ek hou van eet, maar nie te veel, en dan wil ek net chill en mooi maak en reg maak. Soos ek like dit ook om my make-up te doen. Dit is my therapeutic. En hoe dan, lekker is dit? Hoorie. Dan kan ek my dag begin en ek kan enigiets aanpak. Exactly. En dan probably wil ek net soos die son moet skyn. En dan moet ek iewers soos drinks drink, soos cocktails, saam my best maatjies vir die res van die dag. En dan hoe vroeg begin hier? Probably soos 2 uur. Okay. En dan eet en 4 uur laatmiddag lekker pizza. En dan kyk ons dit verder en dit moet nie koud wees die aand nie, maar ook nie soos warm nie, ek wil nie sweet nie. Ek gee honestly nie om waar dit is nie, soos stad, bos, see. Maak nie saak nie. Honestly, dit maak saak nie, die weer moet net lekker wees. Selfde storie. Nee. Jy loop, jy steek jou hare op in 'n knip en jy sien letterlik. Dit is nie lekker nie. Kanne en kanne van kanne van sweet. Wow. Wat is show review jy review? Wag, pos ek. Wat is show review jy volgende? So obviously heel eerste is dit Boerske Vrou, maar ook daar's 'n show Die Val Riviera. Basically soos Mommy Club, maar van die Valrivier of die Valdriehoek. Ons moet vir hierdie mense idees instuur. So ek sien super uit vir dit. Dit lyk juicy. As jy 'n 30 minute episode van jou eie dag moes review, hoe sou dit lyk? Boring. Kom ons sê so, daar's daar wat ek soos pretty much niks doen nie en ek sit en binge Netflix en doen my cross stitching en dan is daar wat ons soos uitgaan en gaan kuier met maatjies. So die cross stitching deel sal 'n bietjie boring wees, ons sal dit moet op speed, you know, 2 times speed, maar dan uitgaan saam met vriende gaan ek baie moet cut. Wat Partykeer as ek regtig niets wil doen nie. Okay. Dan sit ek 'n motivational speech op YouTube aan tot ek sleg genoeg voel om te begin ek. Sien, ek kan nie dit kyk nie, dit irriteer my. Regtig, maar dit moet 5 minute wees. Ek het ook nou nie heeldag tyd om na jou motivering te luister. Ek dink reverse psychology sal met my werk. Soos moenie dit doen nie. Moenie dit doen nie. Dan jy sê wel ek gaan dit nou doen. Watch my. Ja. Dis dat jy mag nie nou naaldwerk doen. Dan gaan ek dit doen. Dan gaan jy naaldwerk, kan jy naaldwerk doen? Ja, dis wat ek doen. What? Ja. Ja. Cool. Ek het nou my naaldwerkmasjien verkoop en nou wil ek weer een koop. Spaar duur. Dit is baie duur. Ek het 'n ou Bernina van my heel eerste ja, hierdie gaan nou 'n ou tannie podcast. Hoorie. Ons sit klaar onder ons persies, al wat ons kort is ons dikkel werk.
Dis letterlik ek voor die TV, basically. Behalwe ek kort my Japon en my naaldwerk, so. Oh, bless. En dis letterlik in Japon. Sal jy ooit 'n dokumentêr van jou eie lewe wil maak? En if so, wie met jou speel? I mean, ja, sure, ek love die aandag. Wie sal my speel? Weet jy wie like ek? Ek kan dit nie al van onthou nie, maar dis daai Kara op Instagram. Is iets Kara met dit. Sit ook rooi hare en sit nou onlangs 'n baba gehad. Kara met die rooi hare. Ek like haar vibe. Soos Ooh. ons het die similar vibe op Okay. Instagram. Sy is 'n aktrise as wel. Okay. Sy sit vir my cool. So ja, nie maar kan ek net sê nie dat ek dink my lewe is eintlik documentary worthy op hierdie stadium nie. Jou lewe is. I've not lived enough yet. Wat sal nou in hierdie oomblik as jy nou enigiets kan gaan doen? Weet jy, ek het al uit 'n vliegtuig uitgespring en oor kole geloop, but it did not make me feel alive. Wat my alive laat voel is goeie musiek. En Okay. soos om te dans op goeie musiek en nie in 'n klub noodwendig nie. So live shows. Even al live shows of net soos by die huis met 'n goeie speaker en vriende wat dieselfde musiek het. Dis oulik en Ja, dit is ek so like musiek. eenvoudig. Jy hoef nie oor see te gaan en al jou geld uit Ek is 'n cheap date, ja. Toe ek nou gepraat het oor soos die perfekte dag. Yes. Meeste mense het nie diergoed gesê nie. They just wanted to be around good people with good food Exactly. and a lekker spasie. Exactly. Like that's what everyone wants. Soos Behalve geld, Kylie ja. Jenner. Wat so Kylie Jenner? Obviously jets and yachts. Maar sy kan dit bekostig. Kyk, ons manage ons expectations. Jy het gesê jou perfekte dag, nie jou perfekte dag wanneer jy lotte gewen het nie. Well, okay, plek. Daar's 'n verskil. Meer om my vra. Daar is 'n verskil. The structure. As jy kan teruggaan in tyd. Ooh, Okay, en een ding. ja. Jou 12-jarige self sit net hierso. Okay. Een ding vir ons sê. Hou op jou kopbande so laag op jou voorkop dra. Dis embarrassing en jy gaan jou Facebook foto's moet delete oor 10 jaar. So, toe was ek my 12-jarige self wat, toe jy dan jy graad 5. Ja, ek was graad 6. Ek sou as ons nou moet diep raak, sou ek sê, hou op met jou maatjies beklei, it's not that deep. Wat is die laaste ding met jou laat huil het? Carla. Okay, nee, so ons het nou soveel nons. Ons is regtig nou all over the place. Ja, maar dis hoekom ek hier is. Dit is letterlik ook mee is en ek is so dankbaar daarvoor. Ek wil by jou weet Okay. op sosiale media. Yes. Okay, by die bystand dit. As daar enigiets is wat jy nou kan verander. Ons het laas gepraat oor 'n ban wat jy sou wil instel op sosiale media. As jy een ding op sosiale media vandag kan verander, wat sal dit wees? Dis moeilik. Okay, as daar vandag iets is wat ek kan instel op social media om dit beter te maak, is dat creators meer geld kry. So ja, mense kan geld maak op YouTube, maar dis nie genoeg om jou hier basically te betaal nie. TikTok moet mense begin betaal in Afrika. Punt. Maar wag, in Amerika, hoe werk dit in Amerika? Want in Amerika is dit baie makliker vir mense om te lewe vanaf sosiale media, right? Kyk, in Amerika is daar 'n TikTok creator fund wat beteken elke aantal views kry jy 'n sekere vir elke aantal views kry jy 'n sekere hoeveelheid geld. Okay. Waar in Afrika bestaan dit nie. Soos dis nie net in Suid-Afrika, dis hele Afrika. So hier kan jou video miljoene views kry, maar jy gaan nie 'n sent sien nie. Waar in Amerika is dit anders. En dis baie unfair want soos ek voel in Afrika het mense nie geld meer reg. 100%. Want daar's mense wat in baie so slegte omstandighede bly, maar hulle het 'n foon en hulle kan TikTok video's maak. En I mean, dan kan hulle 'n lewe daaruit maak en mense empower. Weet jy wat's my mooi? Het jy al daai ou gesien wat in sy, ek weet nie of ek hierdie mag sê of dit is hallo jy daar? Hoorie, wat is in Appington of in Kimberley? Ja. Hallo? Ja, jy? Ek praat met jou daar. Dis amazing want Miss Lou. yes, dis hy. Dis nie nou wat ek soek. So, sulke tipe goeders, ek bedoel jy kan letterlik 'n land se ekonomie bevorder voordat dit uitgaan. En dis wat ek altyd sê. Danny Tyler hierso, wat byvoorbeeld Amerika se ekonomie gered het deur vermaak en mense besef dit nie altyd nie. But entertainment is so much more than that. Jy is die producer, jy is die editor, jy is die director, jy is die, Ja. like you would know. You would Yes. know. En daar is, you don't really see anything for it. So it kind of becomes al jou energie, tyd en kreatiwiteit gaan daarin, but you don't really see anything for En it. mense het in COVID actually dit raak gesien want in COVID jy kon niks doen nie. Jy het gaan stil staan. En wat was daar om te doen? Vermaak. Jy het TV gekyk, jy het movies gekyk, almal online het explode en al die kreatiewe goed het explode, maar tog is dit nie een van die mees betaalde jobs ever nie. Yep.
Wat is as jy een stukkie raad kan gee vir iemand wat in die industrie wil inbeweeg? Vermaak. Die antwoord is jy moet uniek wees en jy moet net jouself wees. En dit is nie altyd maklik nie, It's one of the most difficult things out there. want jy moet jouself daar buite kan sit en kan wees soos hier is ek, like my of nie, maar asseblief like my. Maar maar goeie raad is maar altyd net hê 'n dik vel en moenie alles hard toe vat nie. Hou asem. Maar nou, wanneer is 'n goeie tyd om op te gee? Carla, ek sou nie sê jy moet ooit opgee nie. As dit vir jou geluk bring, Ek het nou 'n thumbnail gesoek maar. na 5 jaar. Nee, ek joke. Hoekom wil jy opgee? As jy soek jy die sperdatum. Maar dis 'n goeie tyd vir my om op te gee. Nee, dit is jy moenie dit antwoord nie. Nou, Okay. so ek kan letterlik vir altyd mee jou praat. Ek weet same sore. Maar jy weet, dit is my lekker, jy weet nou al van die vorige seisoen af. Yes. Ek wil weet wat jou rustig laat slaap in die aande. Ooh, ek kan nie eens onthou wat ek laas gesê het nie, maar op die stadium is dit die AI ASMR video's. Ja, en dan as ek weer dan skryf ek baie keer 4:00 die oggend in my bedlampies nog aan. Lisa, ek het definitief meer rustigheid oor niks spesifiek nie. Ek het net meer rustigheid met jou sê en jy weet ek is super lief vir jou. Groot plesier. Maar jy weet ons kan nou nie vir altyd aangaan nie. Van dankie dat jy saam gekyk het en ek hoop jy het ook nou meer rustigheid net omdat jy Lisa se gesig gesien het. Ek hoop ook so. Dis 'n plesier. Groot plesier. Lekker ons maak volgende week weer so. Bye.